En is Vrydagoggend in die mooiste Klein Karoo. Jy's ingeskakel by Radio Klein Karoo. Saam met my Suzette Smit. En dis weer eens tyd vir vroue wat voorloop. Nou, voor ons vanoggend gaan gesels met 'n baie spesiale gas wat nie in Suid-Afrika is nie, wil ek net sê, Dani, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou vanoggend? Môre Suzette, dit gaan baie goed hier in die Klein Karoo. Ja, en dink jy die berge gaan binnekort onder sneeu wees? Wel, soos ek die weer voorspel het, gister het hulle vandag 80% kans vir reën voorspel die teen vanaand. So ja, dalk gaan 'n bietjie sneeu wees op die berge. Lekker winter. Maar hoog op die Swartberge. Ja, 'n winter wonderland. Ja. En Dani, ek wil daarom ook sommer net nou vir al ons luisteraars gaan loer gerus op Radio Klein Karoo se Facebookblad. Dani het die Klein Karoo Gazette uitgebring. Dani, well done. Dit is die lekkerste leesstof. Dankie daarvoor. Ja, ons is nou ons tweede maand en ons is verbaas oor die reaksie wat ons kry. Dis 'n digitale publikasie, so is vry vir almal om te lees op ons Facebook. So gaan lees hom, hy kom môre weer uit die 9de uitgawe. Jo, fantasties. Ja. Absoluut, ek hou daarvan as mense dinge maak gebeur. En dit bring my nou vanoggend se onderhoud en ons gesels al die pad hier oor die Oranje rivier. As ek nou reg is dit die Oranje rivier, Namibië toe. Leonie Odendaal Smit. Hoe gaan dit met jou vanoggend? Hi Suzette, ag dis 'n lieflike oggend hier by ons. Dit begin nou lekker koud raak, dis nog steeds droog by ons het nie baie lekker reën gehad nie, maar dis heerlik en ek is mal oor die winter, so dis so lekker koel in die oggende en in die aande en dan is dit nog steeds hierdie lekker sonskyn in die dag. Ja, Namibië, die land van julle is allemaal baie mooi. En daar waar jy nou sit, want ek het so baie goed om jou te vra, en ek sien so uit na hierdie onderhoud, maar daar waar jy nou sit, weet ek weet julle is 'n hele klompie kilometer uit Windhoek uit, op 'n pragtige klein stukkie plaas, en sê net, en ek was al daar, so sê net gou vir my, as jy opkyk, wat sien jy? Ek kyk na die mooiste berg hier voor ons. Ons het ons huis kom bou. Ons is so 40 kilometer uit Windhoek uit hier in die Kommelshoogland en ons het ons huis spesifiek kom bou sodat ons op hierdie berg kan vaskyk. So ek kyk na hierdie lieflike berg met hierdie groot rotse en die rivier wat hier onderloop. Dis nie 'n rivier met water nie, want Namibië het nie riviere met water nie, maar as dit reën is dit lieflik. So die mooiste uitsig. Ek kry eintlik hoendervleis ek met kom kuier. Vir ons luisteraars, hoekom ek juist vir Leonie gekies het, dis dieselfde net om terug te kom, Leonie, na Dani toe, wat so rukkie terug die Klein Karoo Gazette lewe gegee het. En wat ook sy Radio Klein Karoo nou vir 'n paar jaar het, is jy een van daai mense wat ek nou al baie jare ken, wat 12 jaar terug net eenvoudig besluit het, genoeg is genoeg. Nie dat jy nie jou werk in die koöperatiewe wêreld geniet het nie, maar jy het geweet jy het 'n groter purpose en jy het 'n passie. En dis my altyd lekker om mense soos jy te gesels, wat daai groot bold step gevat het en hulle eie besigheid begin het. So as entrepreneur, 12 jaar terug skryf jy jou bedanking uit. My vraag aan jou is, wat het jou laat besluit om jou sekuriteit, ek meen dit is tog sekuriteit, op te gee en om jou passie na te volg? Die groot ding was vir my, is mense het nooit tyd om te doen waarvoor jy reg lief is nie. Ek het nooit tyd gekry nie, want jy is net te besig tussen kinders en werk, en as jy by die huis kom, is jy dan ook nie baie lus om alles aan te pak wat jy graag van hou nie. So ek het dit besluit, en gewoonlik vra ek vir myself, hoekom nie? En as ek nie hoekom nie kan antwoord nie, dan moet ek gaan soek na daai antwoord. So ek het net eendag gedink, hoekom nie? Hoekom kan ek nie op my eie iets doen nie? En so dit was die kinders, jy kry nie tyd om die kinders rarig by allerlei aktiwiteite, dit was my kinders nog in die skool, en dan dan voel ek my of alles mis waarvan jy rarig hou. So dit was my grootste besluit, ek het net besluit, daar's meer as net 'n salaris check. Daar moet iets wees wat ek kan doen om geld in te bring, as om jou tyd te verkoop aan iemand anders en nie regtig te doen. Jy vind mos waarvan jy hou in enige besigheid en enige werk
wat jy doen. So mens maak dit vir jouself lekker. Dis hoekom ek het my werk geniet. Dit was regtig vir my lekker om te werk, maar mens mis tog daai iets net om op jou eie te doen. Ja, dis baie waar, maar dis ook 'n baie bold step, Leonie. Ek dink vir baie mense daar buite wat luister, en ek dink veral vir vroue in vandag se tyd, ek persoonlik voel jy's amper beter af as jy jou passie navolg en jou potensiaal en 'n unieke besigheid begin en hardloop daarmee. Dit is baie harde werk, ons gaan daarby kom. Maar ek is 'n groot voorstander daarvoor, want die wêreld kort vernuwing en nuwe mense en nuwe dinge wat gebeur. Maar my vraag aan jou is ook jou aanvanklike gevoel toe jy jou vryheid kry met die gevolg, jy weet, dat jy nie môreoggend 9 uur by die werk hoef te wees nie. En dat jy nou vir jouself gaan werk. Was dit vir jou, was jy opgewonde aan die begin? Of skrikkerig? Ek het baie lank voorberei. So ek dink dit is die belangrikste. Mens kan nie net hier inval nie. Jy kan nie net een oggend besluit ek gaan nou bedank nie. Party mense doen dit, wat ek was nie so braaf nie. Ek dink mens moet voorberei. Want anders is jy vinnig weer terug in die corporate, in die salaris in daai wêreld. So ek het voorberei en ek het lank gesit en dink en mense het mos nou maar jy weet, ek het gelukkig 'n goeie steunpilaar gehad, my man wat vir my in my drome geglo het. So hy het my toegelaat om dan nou om te vlieg, wil ek sê, weet, dit is ook altyd daarna kyk. So hy het gesê, hy gaan alles betaal wat ek nie kan nie, wat ek gaan doen het, voorheen, en ek dink dit is belangrik, kry vir jou steunpilaar, doen voorbereiding, dit is hoekom ek regtig bang was toe ek ingaan nie, want ek het geweet, ek weet waarvoor ek myself inlaat, en ek het 'n plan gehad, so ek het geweet, as die ene nie werk, gaan ek daai nou doen, en ek het baie goed gehad, so ek was nie bang dat, ek het nie net een ding gehad, en as dit nie werk nie, dan gaan alles fout nie, ek het planne, en ek het nog steeds planne gehad, so, ja, en mense het maar lank gewonder, en uitgestel, ek het baie lank uitgestel, totdat ek op gedink het, want daar is nooit 'n regte tyd nie, dit is net, jy moet net vir jouself sê, dit is wanneer ek het gaan doen, en daarby hou. Ja, is baie. Ja, en dan besluit op 'n ek weet ek het 'n datum neergeskrywe en gesê dit is wanneer ek gaan bedank en dan volg jy dit. Want anders is dit 'n plan wat net in jou kop bly en dit moet realiteit word. Ja. Leonie, nou op hierdie punt wil ek gou-gou vir jou vra. Okay, so ek dink die heel eerste ding wat ek wil sê is voordat ek vir jou vra om vir ons te verduidelik presies wat jy alles doen, want ek weet daar's 'n horde goed onder die sambreel. Maar die sambreel van jou besigheid is ek nou reg as ek sê, dis Anneka die Berg Enterprises. Ja, ek doen alles onder Anneka die Berg. Dit is maar ons speel so naam, want ons bly fisies as jy by ons na ons toe kom. Ons bly fisies Anneka die Berg. Ons het ons huis so aan die ander kant van die berg gebou. Voor my sien ek geen ander mense nie, daar's niks paaie nie, ek sien net 'n berg. So, dit is waaronder ons al ons besigheid doen. Ja, maar dit is maar eintlik so 'n mooi storie ook, want soos ek sê, ek ken jou nou al jare en ek was nou al tuis by julle by die huis gewees en vir ons luisteraars, jy kuier net mos so lekker by mense in Namibië. Jy wil nie huis toe gaan in die aand, jy wil sommer net daar oorslaap ook. Wat natuurlik ook dan altyd 'n opsie is. Maar julle het geskuif van Windhoek af, seker so 4 jaar terug, Leonie, 3 jaar terug. Na Anneka die Berg en ek is absoluut mal oor hoe jy destyds begin beskryf het en dat jy skryf het ook anderste. So Anneka die Berg. Wat vir my baie slim is en wat weer eens vir my wys hoe groot entrepreneur jy is. So onder Anneka die Berg se vaandel, wat presies doen jy alles? Okay, ek doen Avon en Justine wat mos nou een company is. Ja. Dit is kosmetiekprodukte. So ons doen verkope, maar ons is groot op die recruiting deel daarvan. So ek doen baie groot recruiting vir Avon en Justine en dit is waarmee ek dit was my plan van die begin af en ek is nog steeds op daai vaste plan. Ek het besluit dit is wat ek gaan doen. Ek gaan mense aansluit en dan ook het ek
met Young Living begin so in 2000, net so in gedurende COVID, want ons het almal gesoek na natuurlike goed wat jou gesond kan maak en wat goed is vir jou. En so dit is so 'n nuwe besigheid wat ons in 2000 begin het. In 2020, ekskuus, dit is met COVID. En ja, so dit is die en ek doen recruiting daarvoor. Ons kry mense wat daarbey aansluit en hulle goedjies koop. En ja, want dit is belangrik vir my in die besigheid is ek help ander. Ek help ander wat ook nie noodwendig hulle werk los nie, maar wat dit as 'n ekstra inkomste kan doen. Ja. En daai ekstra geldjies, dit is hoekom ek ook Avon begin het destyds. Ek doen Avon eintlik al so vir 20 jaar. En daai tyd het ek gevoel ek kan nie die beste produkte vir myself koop nie. So ek gaan Avon begin verkoop sodat ek nie geld maak nie, maar sodat ek my eie produkte kan koop. En dit is wat ek baie mense help. Nie noodwendig om geld te maak nie, maar om hulle eie produkte dan nou aan te koop. En dan ja, die Young Living, ons terapeutiese olie en natuurlike produkte, want ons bly in die natuur en dis vir ons belangrik om nie net altyd na 'n chemikalie of na 'n pilletjie te gryp nie, maar om meer natuurlik te gaan. Ja, dis 'n groot ding nou. Ja. Ja, en dan doen ek ook allerlei kuns. Ek doen enige kuns wat daar is. Eintlik te veel, want dit voel partykeer of ek nie kan fokus op ene nie, maar ek is so lief vir enige iets kreatiwiteit. Enige iets wat kreatief is. So ja, dit is en dan dan verkoop ek dit en dit is ook daai ekstra inkomste weer vir my en dit is lekker en mense kan ook nie altyd ek weet daar's baie mense buitekant wat baie kreatief is, maar hulle weet nie wat om met hulle goedjies te maak dan nie, want jy kan net soveel slaapstokkies wikkel en soveel goedjies doen. So as mense 'n besigheid daarvan ook kan maak en dit kan verkoop, dan is dit tot jou voordeel ook. Ja, daar's altyd 'n uitweg, daar's altyd iemand wat op soek is na jou goed en daar's mense met ongelooflike kreatiwiteit soos jy. Ek meen, ek was nou al in julle huis gewees en ek weet, ek is altyd soos Leanay, kom net Klein Karoo toe en kom maak my huis ook so mooi. Jy moet eintlik nog binne huisversiering moet jy eintlik bysit, Leanay. Want jy het 'n oog. Jy het net 'n oog om 'n hoek in 'n vertrek net te verander. Dan lyk dit anderste. Ja, dit is ook my groot liefde, pyn maak en ek dink alles wat ek sien wil ek net mooi maak. Ja. Maar dit is nie iets waarmee ek op hierdie stadium as 'n besigheid doen nie, dit is sommer net 'n groot liefde van my en ek dink mens moet partykeer goeders doen net waarvoor jy lief is. Alles hoef nie net in geld omgesit te wees nie. So daai is my binnehuise versiering is my liefde. Is jou liefde. Maar dis interessant dat jy sê jy moet dit doen uit die liefde uit en ek wil net gou terugkom. Ek weet met jou Avon en Justine het jy ongekende groot suksesse behaal. Binne die groot sambreel van Avon en Justine. En jy doen dit nie vir jou nie. Jy het mense ingekry in die maatskappy wat dit ook verkoop en wat ook daaruit 'n inkomste genereer en wat 'n beter lewe kan leef en dis net so ongelooflik en ek dink dit is wat plek dinge soos Avon en Justine doen. Is dit vir jou lekker, Leanay? Ek geniet dit verskriklik. Dit is my so lekker om te sien as vir alle as ek nou soos incentives en pryse en goeders wen en my mense wat by my aangesluit het kan saamgaan. Ons was al op 'n hele klomp toere en goed gewees. Ons was onlangs op die MSC in die Kaap, ons het daar op die boot gevaar en goeders. En dit is my so lekker om hulle te kan saamvat want jy voel 'n bietjie jy was deel en jy het iets vir iemand beteken en dit is vir my altyd so lekker. Ja, en dit kom op 'n manier weer terug na jou toe. So ek onthou Leanay jare terug het ek dink dit was Average Line wat ek verkoop het. Produkte gebruik en toe het ek nog gesê nee, ek wil 'n agent raak, ek wil dit nou ook verkoop. En ek kan onthou, nie vir lank nie, ek het dit nie vir lank gedoen nie, maar die geldjie wat ek aan die einde van die maand gekry het was 'n bonus, maar dit was ook, dis lekker om 'n ding te verkoop aan iemand waarin jy glo. Net soos jy met Avon, Justine en Young Living olies. Sê gou vir my, net vir interessantheidshalwe, ek is 'n klein bietjie dom nog met dit, maar wat is Young Living olies?
weet jy, dit is terapeutiese olie, so dit is ons het olies wat regtig vir jou kan help om gesond te wees, gesond te wees en 'n gesonde natuurlike alternatief te hê as wat jy 'n slaappilletjie gebruik of as wat jy 'n kopseerpil gebruik of so. So ons het heerlike pepermintolie wat jy agter jou nek sit as jy en op jou slaap sit as jy 'n bietjie kopseer voel. Ek het my migraine ek het vir jare lank gelei aan migraine en met die olies het ek elke keer as jy net voel jy voel nou nie lekker nie, dan smeer ek gou 'n paar druppels olies aan en ja, so ons het nou almal almal het ons nou wel 'n oliebedryf in, want dit is tog lekker en dit is 'n natuurlike ding, dit kom tog van die bome en die plante af. Dis nie in 'n laboratorium gemaak nie. So God het dit klaar vir ons gegee. En nou gebruik ons dit. En wat Young Living so spesiaal maak is ons het 100% natuurlike olie. Daar is glad nie goed bygegooi wat sleg is vir jou nie of wat dit meer maak nie. Dit is nie hulle het nie carrier olies en goeders wat hulle insit. Dit is regtig net natuurlike goed en natuurlike skoonmaakprodukte en allerhande, ons het ongelooflike produkte en omdat dit nie is in Suid-Afrika ook, is dat ons kry elke keer iets nuuts in, so dit is lekker. Dit is al baie lank in 'n global maatskappy, maar ons is net so van 2019 af as dit in Suid-Afrika. Sure. Dis ongelooflik. Ja, ek het al definitief daarvan gehoor en ek stem saam met jou, daar's 'n groter tendens nou daar buite vir eet gesond, leef gesond, gebruik natuurlike produkte want ons almal weet dit is baie beter vir ons. En interessant genoeg, jou liggaam is eintlik so intelligent. En ek dink soms stop ons dit vol met goed wat nie vir jou goed is nie, maar jy dink is goed vir jou. Ja, verseker. Nee, daar is regtig baie goed. En ek dink mense raak baie maklik gewoond of verslaaf aan 'n pilletjie en 'n dingetjie. So hierdie olies is regtig jy het 'n druppeltjie olie nodig en jy voel beter. Ons het olies wat jou opgewek laat voel en so dit is regtig vir my baie beter om dit te gebruik en jy weet wat daarin is. Ja. Jy weet dit is 'n natuurlike gedistilleerde olietjie en jy weet wat dit is. Gewone pille, het ons nie 'n idee wat daarin is nie. Ja, dit is so waar. Ja. Leonie, voor die musiekbreek wil ek gou vir jou vra, vir mense wat jou ken in Namibië en in Windhoek, waar is jou winkel waar hulle hierdie produkte kan kry? Ek het 'n winkel, omdat ons weer plaas bly het, ek het sommer altyd van die huis af gewerk. My kantoor was by my winkel, maar toe ons nou so 4 jaar terug uittrek in die platteland toe het ek 'n winkel, dit is in Gustav Voeg Center. So mense van Namibië sal weet, dit is die ou Kalahari Sands Hotel se sentrum. En nou is dit die Avani Hotel wat daar is, maar dit is die Gustav Voeg Center, dis in die Hoofstraat en ons het al onderlangs Checkers. Dit is my kantoor en ons het 'n bietjie voorraad daar, maar meestal werk ons op bestelling. So Young Living is ek hou 'n bietjie voorraad van alles aan, maar meestal is dit op bestelling en dan as mense ook ons het ook by Young Living oulike diffusers wat jy dan olie ingooi en dit het ek alles op display daar, so jy kan lekker daar gaan kyk hoe lyk dit en wat jy nou hulle van. En so dit is in Gustav Voeg Center onder langs Checkers. Dis hy. So aan almal van ons mense wat nou luister vanuit Namibië en Windhoek spesifiek, gaan kuier vir Leonie by Gustav Voeg Center. En Leonie, ons gaan musiek luister, want daarna wil ek met jou 'n bietjie gesels oor besigheid. Maar jou song wat jy gekies het was The Fight Song van Rachel Platten. Hoekom hierdie een? Weet jy, ek dink as jy, dit is so lekker opgewekte song en dit gee my sommer net so, dit voel sommer asof jy net so wil opspring en goed doen. So, en ek dink die lewe is maar 'n fight. Ons almal het 'n fight, ons almal ons eie fight. So, as dit of jy nou werk vir jouself en of jy werk vir mense, so ek dink hierdie song vat dit so alles saam, ek so 'n bietjie pavuma. Nou sê, so sit die musiek so 'n bietjie harder en luister na Rachel Platten se Fight Song.
En ons het nou net geluister na Fight Song van Rachel Platten en ek hoop daar waar jy vanaf ingeskakel is, het jy die musiek sommer lekker hard gesit. Ons kuier hier in Radio Klein Karoo se ateljee en ons gesels met Leonie Oordendaal Smit al die pad van hier af Windhoek toe. Leonie is entrepreneur en sy is ook die direkteur van Anne van die Berg Enterprises in Namibië. Leonie, ons het 'n bietjie gepraat oor jy wat 12 jaar terug besluit het, die koöperatief is nie vir jou nie, daai bold step geneem het, jou eie besigheid begin het en natuurlik het ons gepraat oor jou produkte wat onder Anne van die Berg Enterprises se sambreel is, wat Avon, Justine, Young Living olies en jou handgemaakte produkte en natuurlik jou kuns ook. Maar die vraag wat ek vir jou wil vra is, wat moes jy weet, om daai skuif te maak, ek dink is die koöperatief waarin jy was, het ook vir jou baie exposure en blootstelling gegee rondom leierskap en sukses en skills. Maar wat moes jy toepas om jou besigheid tot vandag 'n sukses te maak? Wat was die belangrikste komponente? Weet jy, ek dink in die recruiting besigheid wat ek is om jouself te bemark is die belangrikste ding. Mense moet jou assosieer met iets. So as mense jou naam sien of mense jou sien, moet hulle weet, dit is die Avon Tannie of dit is die Justine Tannie of dit is die Young Living vrou. So ek dink om myself te bemark het, was my belangrikste en dit is iets wat nooit ophou nie. Jy moet al ewig op sosiale media en oral waar jy kom, mense moet jou assosieer en dit is my so lekker as ek in 'n winkel instap en hulle sê vir my, jy is die vrou van Avon en dan dink ek, okay, ek het 'n goeie werk gedoen want dit is wat ek moet doen. Hoe meer mense van jou weet, hoe beter dit is wat jy doen. En dan en dan ek dink om konstant iets te doen wat goed is vir jou besigheid. Maak nou nie saak of weet waar jy is of wat jy doen iets konstant wat goed is vir jou besigheid. Ek omdat ek kreatief is en dit het ek ook ingebring in my besigheid en ek is mal daaroor om bemarking te doen en mooi advertensietjies te maak en goeie. So dit is my kreatiewe manier hoe ek my werk vir my dit is nie net papierwerk en gewone admin en goeders nie. Want dit is nie wie ek is nie. So ek bring my kreatiwiteit in my besigheid in. So ek dink konstant moet jy ietsie doen wat goed is vir jou besigheid. En dan moet mense 'n bietjie dissipline hê en strukture. Jy moet weet wanneer is die cut-off, wanneer is dit einde van die maand, wanneer moet jy wat doen, wanneer moet die registrasies inwees en so aan. En ook wat het mense nodig. Ek moes klomp groepe stig en sodat mense kan training gee uit verskillende mense wat op verskillende vlakke van die besigheid is. So jy moet weet wat het elkeen nodig om suksesvol te wees, want op die einde as hulle suksesvol is ek suksesvol. So hoe meer jy leer en gee, hoe beter. Ja, en ek stem nogal saam met jou rondom jou bemarking is belangrik en jou brand, en dit is so waar wat jy sê, as ek aan jou my oë toe maak en ek dink aan jou, sien ek nie noodwendig Avon of Young Living nie, ek sien die kreatiewe Leonie, want ek weet jy maak regtig die mooiste handgemaakte goed. Jy het een keer vir my 'n ring gegee wat jy gemaak het en ek dra hom tot vandag toe nog. En elke keer as ek hom aan het, dan vra mense vir my, waar het jy dit gekry? Dan sê ek my so baie oulike vrou in Namibië. Maar Leonie, jou besigheidslesse, ek het nou vir jou gevra wat mens toepas, selfbemarking, dissipline, struktuur, maar die lesse wat jy geleer het oor al hierdie jare, wat is dit? Weet jy, die belangrikste les wat ek geleer het, omdat ek 'n spontane mens is, deel ek graag en die kennis en jy deel jou tyd en jy deel alles. Maar wat ek geleer het in hierdie tyd is, partykeer moet mense 'n bietjie selfsugtig wees. Jy moet van die goed terughou vir jouself. Want dit is ongelukkig hoe die wêreld is en mense steel jou idees en hulle misbruik mense as jy al jou tyd en goed vir iemand gee. So ek dink die mees belangrikste les is wat ek geleer het is om nie so altyd te deel noodwendig vir almal nie, want dit is omdat ons in die recruiting besigheid is en hoe Avon die strukture van die besigheid werk, is ons eintlik maar is daar baie mense wat half kompetisie is vir mekaar. So baie mense sal graag saam met jou wil werk, maar eintlik is hulle nie daar oor iets nie, hulle is net daar om te kyk wat jy doen sodat hulle dit ook kan gaan doen. So, en ek sou baie maklik my foon uitdruk en vir mense sê, so maak jy en so maak jy en so. En op die einde dan het mense dit al misbruik. So dit was 'n les van my, want
dit is nie hoe my hart is nie. So ek moes leer om 'n bietjie terug te hou en nie ek weet nie so te deel nie. Ja. So ek dink dit is my grootste les. Weet jy Lianay, ek wil gou ietsie aansluit daarbey terwyl jy nou daarvan praat. Daar's twee goed wat vir my uitstaan. Ek meen jy ken my, ek self het ook afgesien van die radio het ek my eie besigheid vir 24 jaar. Maar dis heeltemal waar wat jy sê en dit maak my baie keer kwaad. Ek dink veral vir ons mense wat kreatief is soos ek en jy is dat mense met jou intap in jou onbewustelik, ons is mense, ons persoonlikhede, en dan sonder dat jy dit eintlik besef, copy hulle 'n idee, they copy and paste. Maar ek sê altyd, een ding wat ek sê is, dit is vir my verkeerd, want wees jouself, bring jou eie innovering en inisiatief na die tafel, want dan's daar 'n verskeidenheid van goed. En dan die ander ding, so dit het jy nou confirm, maar die ander vraag wat ek gou vir jou wil vra, toe ons gepraat het oor selfbemarking, en dis net 'n vraag wat ek wil vra, ek kan hom antwoord. As jy op sosiale media ingaan, Lianay, dink jy regtig dat baie mense project regtig wie hulle is? Dat hulle 'n fake, dit klink nou weird, maar dit is realiteit, en ek het feite wat ek kan staaf, maar dat hulle 'n fake persona daar buite sit, om iets te bemark? Ja, nee, verseker, weet jy, hoe meer dit nou die tendens word om op social media allerhande weet soos 'n influencer of goed te wees van goed, sien ek al hoe meer dit is net dieselfde goed wat almal doen. Dis miskien goed wat werk en waarna mense kyk, maar dit lyk so gekopie en paste soos jy sê. So ek is glad nie iemand wat voor die kamera wil wees nie. Ek is maar 'n ou wat hier weet advertensies wil maak op die background. So vir my sal dit fake wees om voor 'n kamera te staan en goed te doen. So ek dink daar's so baie mense wat nie net hulle self wil wees nie, want dan is jy eintlik maar net iemand wat ook doen wat ander doen. Ja. So ja, ek dink daar's baie fake in die wêreld en veral omdat weet die TikTok en al die sosiale goed wat so oorgeneem het basies. Sien mens baie min waar iemand regtig rou hulle self is. En Ja, so ek dink verseker. Ja, en ek dink ook vir enige vrou wat nou luister in besigheid en wat wil kyk na bemarking, ek dink mense koop makliker in die authentic persoon, die egte persoon. As wanneer jy perfek op jou video uitgaan, want daar is nie 'n perfek daar buite nie. En wanneer jy ook van jou besigheidsinsecurities of 'n probleem kan deel, maak dit jou net meer 'n opregte persoon. So dis dan maar net my opinie, komende ook maar van iemand wat baie lank in besigheid is. Lianay, okay, so my vraag aan jou is, en toe kom Anneke aan die Berg, waar het dit daai nuwe lewenstyl van julle vandaan gekom? Hoe het julle besluit om die stad totsiens te groet en 40 km buite die stad te gaan bly? Ek dink dit was nog altyd ons droom geweest. Ons is maar van die platteland of ons het in klein dorpies groot geword. So die stad was maar vir ons 'n ding waantoe ons wat ons gedoen het vir omstandighede vir my man se werk en so aan. Maar die stad het ons nooit gevoel nie. So ek sê altyd as jy weet waar jy of as jy wil weet waar jy hoort, moet jy daartoe gaan waantoe jy gaan as jy wil ontspan of as jy 'n tydjie af het. En dit was altyd as ons 'n Saterdagmiddag of Sondagmiddag iewers of iets wil doen, gaan ons nie noodwendig mall toe nie. Ons het uitgery hier in die Kommershoogland, hier tussen hierdie berge. Dit is vir my die mooiste. Kyk, Namibië is baie mooi, maar die Kommershoogland met hierdie berge en goed is vir my ongelooflik mooi. En die riviertjies en die stroompies, alles dit droë stroompies, dit is net ongelooflik mooi. So dit was maar wat ons gedoen het altyd, uit 'n piknikantjie gepak of net gou 'n bietjie uitgery in die Kommershoogland en dan het ek gevoel, ag, dis waar ek hoor, dis my huis. En ek en my man het altyd gesê, as ons eendag aftree, gaan ons dit doen. En ons het altyd ook gesê, ons soek net so 'n ou klein stukkie, ons is nie boere nie, ons wil nie boere, maar ons soek net so 'n klein stukkie, en ons soek 'n berg, en ons soek 'n rivier, en ons soek 'n boom. En ons het altyd gesê, dit is so snaaks, ons het soos 10 jaar terug al gesê, ons kan 40 km uitvind, toe ek bly. Dan kan ons, dit is so naby om in te ry dorp toe. En ons het regtig
ons het rarig ons plekkie gekry en ons het 'n driehoek stuk grond. En ons het, so dit was rarig 'n hoekie, en ons het, en dit is presies 40, ons het dit nou, toe ons hier intrek het, ons het dit gemeet, en ons kon eintlik nie glo dat dit so presies is wat ons wou gehad het nie, want ons het na die plek om kyk en dit was net vir ons het nooit gedink, okay, ons gaan op 40 km plek gaan soek nie, dit het alles net so gebeur, asof dit iets is wat ons droom wat net waar geword het, en toe was dit COVID, en COVID het, ek dink baie mense, alhoewel dit ongelooflik sleg was, het COVID mense oë 'n bietjie oopgemaak van, dinge is nie altyd soos wat jy beplan om dit te wees. So daar gaan nie dalk, ons gaan nie dalk noodwendig, jy kan kom bly as ons aftree nie. Hoekom doen ons dit nie nou nie? Want hoekom wag 'n mens? En dis weer daai, my grootste vraag is hoekom nie, wat ek vir my altyd vra. So hoekom doen ons dit nie nou nie? En ons kon dit nie antwoord nie, want daar was nie 'n rede nie. My kinders is klaar met skool, so ons hoef nie skoolkar mee te gery het nie. En hierdie plek ons het eintlik net na plekke kom kyk, nie regtig om te kom bly noodwendig daai tyd nie, dit was meer van 'n skierigheid en alles wat ons wou gehad het en meer het ons in hierdie een plekkie kom kry. Dit is net die mooiste stukkie hemel op aarde waar ek bly. En dit was so van, hoekom doen ons dit net nou nie? So, ek dink dit was die regte tyd vir ons gewees. En ons was nog nie 'n dag spyt dat ons uit Windhoek uit is nie. Want dit is so lekker naby. Ja, dis naby. So dit pla jou nie meer om daai 40 km in te ry nie, want ek dink later van tyd raak 'n ou soos, ja, maar 40 is bietjie ver vanoggend. Maar jy gaan seker ook nie elke dag in dorp toe nie. Nee, weet jy, ons beplan ons goed so. Ons is so 2 keer 'n week is ons in Windhoek. Soms ja, 3 keer, ek dink dit is die meeste wat ons al in Windhoek was, maar ons hoef nie elke dag te ry nie, en ons hoef ook nie op sekere tye in te wees nie. Ek het 'n vroutjie wat vir my werk in die winkel, en wat baie oulik is, sy werk al 10 jaar, meer as 10 jaar vir my. So van die begin af was sy daar, sy verstaan die besigheid, sy het saam met my gegroei, en so ek hoef nie elke dag daar te wees nie, en gelukkig het COVID ook gemaak dat my man nie elke dag in Windhoek hoef te werk nie, soos voorheen nie. Hy doen ook sy meetings en goed van die huis af, so nee, ek dink dit sal nogal erg wees as mens elke dag 'n hele eindpunt inry, maar hierdie 40 km het vir ons nog nooit geplan nie. Dit is my so lekker om hier te bly. Ek was nog nooit spyt nie. Ja, en ek moet dan daar ook net sê, ek is so bevoorreg dat ek het 'n paar jaar terug, toe julle basies die grond gekry het, was ek in Windhoek vir besigheid, en julle het vir my uitgeneem en vir my gaan wys, en ek onthou daai dag spesifiek het julle voordeur wat baie uniek is. Nou weer eens vir ons luisteraars, hierdie mense, Leanay is ongelooflik kreatief. Sy sal 'n ding op die damp gaan optel en dis haar voordeur. En ek onthou julle het julle voordeur deurgevat en ek was soos, "Jay, ek is daarom hier om te sien hoe lyk julle voordeur, maar julle plek is pragtig." Maar Leanay, ek wil gou vir jou vra, dit is net soos, ek sien op sosiale media ook, dit is net so beautiful. As Leanay nou nie die dag enigstens besig is nie en dis jou afdag, hoe lyk jou dag? Sit jy daar buite op die stoep en kyk uit berge, en die oopte en die natuur, stimuleer dit jou kreatiwiteit? Ja, weet jy, ek is altyd besig. Ek is altyd besig met iets, my hande moet altyd besig wees. Ek sê mos, ek kan nie eens in die kar ry nie. Ek het in die kar so 'n klein sakkietjie waarin hekelwerkies is wat ek in die kar sit en hekel, maar ek is 'n besige bytjie, ek moet heeltyd besig wees. Ek kan nie in TV kyk sonder om iets met my hande te doen nie, dit is maar die kreatiwiteit, maar dit is nie, ek is nie met werk besig, so dit is my heerlik. En dan, op die stoep, ons het ons huis basies om ons stoep gebou, ons het eers besluit waar die stoep moet wees en waartoe die stoep moet kyk, en toe het ons die res van die huis gebou, so op my stoep, en hier rondom met ons hoenders en ons kalkoene en die goeders hier rondom, dit is vir my lekker. Ek is die meeste van die tyd op ons stoepie, en dan wat vir my verskriklik lekker is om te doen is toer en om nuwe paaie te verken. Namibië is so lekker groot en wyd en oop. Hier is sulke lekker nuwe paaie, so die opgewondenste wat ek ooit raak is wanneer ons see toe ry en ons ry met 'n nuwe pad. Daar is vir my niks lekkerder as dit nie. So, dit is waarmee ek my besig hou.
my kreatiwiteit is maar altyd deel daarvan. Ja. So al het ek niks om te doen nie, doen ek dit nog steeds, want dit is my werk, is my lekker. Ag, lekker. En as ek nou reg is daar 'n vark ook ergens wat in die huis inkom, of is die vark nou al geslag? Nee, glad nie. Ou mamma het ek gekry vir my verjaarsdag of 'n moedersdag, so 2 jaar. My man, ek het laas jaar 'n dwergbokkie gekry vir my verjaarsdag. So my man weet presies waarvan ek hou. Maar die ou varkie het langs my, dis 'n ou swart boepensvarkie, en die ou varkie het langs my groot geword. En so ons het die varkie nou nog steeds hier buitekant, en ou mamma kom in die huis en dan kom lê sy op my, haar favourite plek is hier op my persiese tapijt hier voor die vuurtjie. Ja. En so sy kom lê hier, en dan intussen het ons hele boerderytjie al, en met kalkoene en hoenders en muiterentale, en ag, dis net heerlik om dit ook te kan doen. Dis die lewe, Leanay, dis die lewe. En voor ons musiekbreek wil ek net vir jou sê, as jy terugkyk op jou lewe 12 jaar terug, en waar jy was en waar jy nou is, besef 'n mens dat jou lewenspad is vir jou uitgelê. You've just got to walk it, en jy moet glo en vertrou, en jy moet jou deel bydra. Nee, verseker. Ek voel jy moet gaan daar waar jou hart is. Alles dit hoe onseker, en hoe jy met jou eie lewe kerf, en as ek glo altyd daaraan, as jy doen waarvan jy hou, dan werk jy eintlik nie. So ek voel eintlik ek het 12 jaar terug al afgetree. Daai wat jy nie 8 uur van 8 tot 5 vir iemand moet werk nie. Toe ek dit ophou, toe het ek gevoel ek is nou op my eie. Ek doen nou my eie ding. So ja, ag nee, ek geniet elke oomblik daarvan. Luister Leanay, dis tyd vir musiek, en jou keuse was die ons almal se ou favourite Teens Jordaan se Soos Bloed. Hoekom het jy hierdie ingekies? Ag, dit voel net altyd vir my so 'n diep song met 'n ek was mal oor Teens Jordaan met sy diep stem en sy rasper stem, en hy is vir my ook, hy het sy eie stem, maak nie saak wat die as Teens self, hy was vir my net so altyd so, hy het sy eie stem en sy uniekheid, en ek hou van uniekheid, en omdat Teens so 'n unieke stem het, klink Soos Bloed net vir my ongelooflik, en dit is 'n diep song, dit is net vir my, dit beteken net so baie. Dan sê kom ons luister, Soos Bloed, Teens Jordaan. En dit was Soos Bloed van Teens Jordaan, en ons gesels te lekker met Leanay Odendaal-Smit daar vanaf aan die kant die berg, 40 km buitekant Windhoek, en soos sy gesê het, hoekom het sy haar keuse gemaak van Teens Jordaan, en sy het gesê, ja, hy het so sy eie stem gehad, en ek dink ons elkeen het ons eie stem, wat mense nodig het om te hoor, en jou eie stem kan wees in 'n produk wat jy maak, of 'n besigheid wat jy begin, of net die opregte, egte mens wat jy is. Leanay, ons het 'n laaste paar vrae voor ons klaar is met hierdie onderhoud. My vraag aan jou is, wie die grootste impak op jou lewe gemaak en hoekom? Weet jy, ek dink die grootste impak is op hierdie my ma en pa. Hulle is albei al in die 70, en as ek kyk na alles wat hulle, my pa werk nog steeds, hy's 'n prokureur, maar hy bly daar in Natal, en hy is al in die 70 en hy werk nog steeds asof hy 50 is. So dis my baie inspirasie om nooit op te hou nie. Daar is nooit 'n tyd wanneer jy gaan sê, okay, nou is ek klaar nie, nou is ek klaar met alles nie. Daar's altyd nog 'n bietjie energie in jou. En dan ook my ma wat aangaan, sy het op 'n laat ouderdom besluit sy gaan skilderlesse en goeie doen, en so dis vir my altyd, en altyd inspirerend en sy was kreatief, sy is kreatief, so dit is sy was al lewe lank al kreatief geweest, so ek dink ons is maar so 'n bietjie kreatiwiteit in die gene. En dan wie my nog inspireer is my man. Hy met 'n ongelooflike dryf. Hy werk in die corporate wêreld, maar hy het 'n ongelooflike dryf van hom. Partykeer, omdat ek so kreatief is ek geneig om goedjies 'n bietjie uit te stel en 'n bietjie te ek gaan dit so doen en ek gaan dit so doen. Hy het so 'n dryf van hom, en dan as hy 'n ding moet doen, dan gaan sit en dan doen hy dit klaar, en as dit klaar. Ek sit weer in wag en kyk, okay, hoe wil ek dit nou doen, en dink daar veel daaroor. En dan so dit is my so amazing van hom om dit te sit en te doen en klaar te kan. Hy het heeltemal 'n ander persoonlikheid as ek, so hy's baie, daai fokus van hom is my 'n ongelooflike inspirasie. Wow. Baie goeie rolmodelle wat jy het. En dan wat is die grootste lewensles wat jy geleer het?
weet jy, ek dink die les wat ek die meeste geleer het is om nie altyd net te gee nie. Dit was my groot ding. Ek het gegee en dit is nou nie net ek praat glad nie van geld nie. Ek praat van jou tyd, jou energie, jou idees, jou kennis. Jy gee altyd en op die einde dan is jy eintlik dan is jou koppie leeg en jy kan nou nie uit 'n leeg koppie uit vir iemand anders skink nie. So dit is my gevoel of mense partykeer jou so tap. En dit is vir my, jy weet, ek voel altyd of ek dink altyd aan mense het soveel bakstene of soveel energie of soveel goed en as jy dit bly uitdeel dan het jy later niks oor nie. So ek in die begin van my besigheid het ek baie foute gemaak om te veel te gee en te veel. Ek het van my mense wat ek aanstel het ek uitgedeel na mense toe. En op die einde dan voel jy asof jy alles uitdeel en jy het nou niks oor nie. So my nuwe uitkyk is ek bou myself, dan kan ek liewer mense binnekant nooi, want as jy al jou bakstene gaan uitgee, gaan jy nie jou huis kan bou nie. So nou bou ek my huis en dan kan ek mense innooi na my toe. Of ek smaak my eie koppie vol en ek kan dit dan vir mense gee. Ja. En dan ek dink maar net as mens, weet, soos ek vat dit ook as mens deur 'n deur wil of as jy wil groei en jy gaan deur 'n deur. As jy almal wil saamvat, want ek wil almal saamvat. Dis hoe ek is. Ek wil in begin van besigheid almal saamvat en dan probeer ons deur hierdie deure kom, maar die deur is nie wyd genoeg om ons almal saam te vat nie. So nou my nuwe uitkyk is ek loop deur en ek draai om en ek help mense dan deur en dit is net makliker en mens maak soveel foute, jy raak so verstrengel om te help, veral as jy so 'n persoon is. Dan dit is my grootste les en dit voel baie selfsugtig want dit is nie regtig wie ek is nie, maar dit is iets wat mens moet leer om 'n bietjie jou energie ook vir jouself te hou, want anders tap mense jou net leeg. Dis so waar. En nou net vir 'n interessantheidshalwe, wat is die slegste raad wat iemand vir jou gegee het in die lewe? Die slegste raad. Weet jy, ek dink dit is maar hierdie om die raad gee van, dit kom weer by my vorige ene uit van, as jy 'n goeie mens wil wees, moet jy altyd net van jouself gee. So ek dink, dit was vir my, omdat ek in 'n plek is waar ek mense moet training gee en so aan, is dit hou ek daarvan om dit te doen, maar mens moet weet wat om wanneer te gee en vir wie, en om jou energie vir jouself te bewaar. So, om 'n goeie mens te wees, is nie net noodwendig om net altyd 'n geer te wees nie. So ek dink dit is die slegste raad om nie te gee nie, om bietjie te sit en te ontvang of net bietjie terug te hou. Ja, en jy moet veral vir iemand soos jy wat baie kreatief is en daar, jy weet, jou persoonlikheid is, jy moet kan herlaai ergens en dan, soos jy sê, selektief help iemand of gee vir iemand raad, maar dit moet iemand wees wat dit ter harte gaan neem en dit gaan vat en iets daaromtrent gaan doen. Leonie, vir enige vrou wat luister vanoggend, enige vrou wat loop met hierdie behoefte van ek wil my eie ding begin, wat dit ook al kan wees, maar wat net nie so ver kom nie, wat sou jy vir so 'n vrou sê? Ek dink die belangrikste is om 'n droom te hê. Jy moet weet en jy hoef nie noodwendig almal saam te vat op hierdie droom nie, want op die einde is dit 'n droom wat net jy gaan, is 'n droom wat net jy gaan voel en net jy gaan sien. So droom jou droom en glo in jouself, weet jy gaan dit kan doen. En dan en moenie te veel luister na die goeie, want baie mense ondersteun jou droom omdat hulle nie sien wat jy sien nie. So ek voel, droom jou droom en kry en maak voorbereiding, hè. Jy moet 'n plan hê. En dan doen dit net. Want as dit nie werk nie, is daar altyd iets anders wat werk, maar jy gaan op die einde soveel lesse leer in die proses. Ja, dis waar. Jy moet net begin. En kry jy besigheid en kry goed waarin jy glo. Kry iets waarin jy regtig wat regtig vir jou, jy kan nie iets verkoop of jy kan nie iets doen wat jou hart nie raak nie. So as 'n produk nie iets is wat jy self gebruik, wat jy ken, waarvan jy hou nie, dan gaan jy nie suksesvol daarvan wees. So wat jy ook al doen, vind daai ietsie waarvan jy regtig hou. Ja. Nee, ek stem saam met jou en dan soos jy gesê ook, jy moet daardeur moet jy jou eie stem en jou eie stempel kan afdruk en jou
soos jy sê, as mense jou sien, is dit soos, dis die Avon vrou wat hier aankom, en wat is jou eie brand wat jy daar buite wil sit, en asseblief, moenie copy and paste nie, wees net uniek. Leonie, 2 vrae wat oorbly is, net gou-gou, 'n laaste vraag, Namibië, the land of the brave, julle het 'n baie spesiale land, julle het spesiale mense, julle het mooi hart mense, maar vir iemand wat nog nie daar was nie, wat maak Namibië so uniek? Weet jy, ek dink dit is, ons het regtig 'n groot land met baie min mense. Ons is maar so 2,5 miljoen mense in Namibië. En ons het baie groot spasie, so is regtig, ons is nie op mekaar en in mekaar se besigheid nie. So dit is my regtig, dis my so lekker om hierdie oop te hê. En natuurlik, ons land is ongelooflik mooi. Ons het woude, ons het woestyn, ons het berge, ons het grasvlaktes, ons het iets van alles in Namibië. So dit is ongelooflik. En dan dink ek natuurlik is ons mense. Ons het ongelooflike loyale en spontane mense hier. Dit is ook om altyd weet as toeriste hier verbykom en dan sal hulle altyd teruggaan en praat van die mense van Namibië, nie net die land nie. Want jy sal in 'n winkeltjie instap en mense sal vir jou vra, "Waar is julle op pad? Hoe lank gaan julle bly? Wat gaan julle alles gaan sien?" En dit is nie noodwendig iets wat mense oral kry nie. So ek dink hier is ongelooflike amazing mense wat hier in Namibië bly. Ja, so is Leonie Odendaal-Smit. Leonie, dit was so lekker om vanoggend met jou te gesels. Baie dankie vir jou tyd. En ek moet vir jou sê, daar is Maya Angelou het 'n gesegde wat is 'n sê ding wat sy gehad het, my mission in life is not to merely survive but to thrive. En ek dink jy en jou familie is 'n sprekende voorbeeld daarvan is om te lewe elke dag en voluit te lewe en alles wat jy aanpak, doen jy met soveel liefde en deernis en julle maak nie 'n sukses daarvan. So ons by Radio Klein Karoo wil vir jou vir aan die ander kant van die berg jou besigheid wil ons graag net baie sukses toewens. En ja, net alles wat goed is vir julle. So en jy moet jou naweek geniet wat voor lê. Ag, baie dankie Suzette. Ja, nou wil ek net so vinnig sê, al die besigheid wat ek doen, die Avon en Justine en die Young Living is global besighede. So alles jy in Suid-Afrika of in Namibië en jy wil by Avon Justine of by Young Living aansluit, is ek die ou om te kontak. Ek kan jou help. Ek het ook 'n groot span in Suid-Afrika met al die besighede. So ja, dis nie net Namibië nie, ek het ook in Suid-Afrika 'n groot span. Avon Justine en Young Living se hoofkantore is almal in Suid-Afrika. So ja, kan almal help. Daar sê, en ek moet sê, komende van die feit dat ek jou ken, kan ek vir haar regtig vir Leonie aanbeveel. Leonie, as iemand met jou wil kontak maak, waar kan hulle jou in die hande kry? Weet jy, ek is op WhatsApp is baie maklik, so dan is my nommer die Namibiese kode wat 264 is, en dan is dit 81-129-2889. So my nommer is 081-129-2889. Dan sê Leonie Odendaal-Smit, as jy haar wil kontak, Avon, Justine en Young Living Woolies, wat ek regtig kan aanbeveel, haar selfoonnommer vir Namibië se mense is 081-292-889, en dan as jy vanaf Suid-Afrika vir haar 'n WhatsApp stuur, is dit 264-811-292-889. Leonie, ons gaan vir jou groet op hierdie pragtige cool Vrydag, en jou keuse was die spore wat ons los van Adam Tas. Hoekom hierdie song? Dit is weer vir my ook so lekker. Ons almal wil maar 'n impak maak in die wêreld, en hierdie liedjie is my ook so die spore wat mens los. So ons almal wil tog weet jy was hier en jy het iets gedoen of jy het iets beteken. So ek hou van net soos wat ek van diep liedjies hou ook van diep songs wat liedjies wat en flieks en wat ook al wat ek kyk, van iets wat iets beteken, iets wat gevoel het. Asai. Leonie, die vrou met die groot hart,
en die kreatiewe hande vir jou. Wens ons 'n lekker naweek en kom ons luister die spore wat ons los van Arm Tas en ons hier by Radio Klein Karoo sê vir jou warm bly hierdie naweek, gooi maar 'n glasie sherry en mooi loop.